Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. En dis lekker koud en ons gaan vandag begin met 'n nuwe reeks oor geestelike oorlogvoering en ons gaan 'n bietjie net dieper delf in die woord in verband met dit. Dit is 'n onderwerp wat baie kinders van die Here probeer vermy. Ek weet nie hoekom ons as kinders van die Here nie wil besef wat werklik waar aangaan rondom ons nie, maar ons moet sien wat die woord van God ons leer. Want soos ons geleer het in die vorige reeks van die woord van God is die waarheid en dat ons moet sien wat die Here vir ons wil sê in verband met dit. Ek gaan nie verskriklik baie praat tussen die versies nie. Ek wil meerendeels wil hê die woord van die Here moet die praatwerk meestal doen en ek wil hê jy moet aandagtig luister van baie van hierdie teksgedeeltes praat eintlik vir hulle self. Ons gaan begin met 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dit is iets wat ons net moet besef, mense, dat God sy seun gestuur het vir ons om vir ons te kom sterf sodat ons nie verlore mag gaan nie. God wil geen mens laat verlore gaan nie. En deur sy woord kan ons tot die kennis kom van die waarheid. En dat die Here niks vir ons wegsteek nie. Alles is openbloot. Die Here steek niks weg nie. Hy wil hê ons moet in sy woord sien en net kan probeer verstaan. Ons moet net die moeite doen om in die woord te gaan delf, dit te bestudeer en dit te bepeins. Right, kom ons begin. Ek gaan nou 'n hele klomp tekste net agter mekaar lees. Lukas 22 vers 31 wat sê: En die Here sê: Simon, Simon, dit is nou Petrus. Kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dan 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees dan nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ja, hierso sê die Bybel vir ons baie duidelik dat as jy kyk na wat die Here vir Petrus gesê het, dat hy die Satan begeer vurig om sy disippels, en dit sluit ons ook in, soos koring te sif. En dan Efesiërs 6, dit ons behandel met die vorige reeks, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie.
En ek het in daai reeks so duidelik gesê, mense, ons is so geneig om ons energie te mors op die mense rondom ons, en dat ons vleeslik probeer oorlog voer, maar dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. En dan ons as kinders van die Here moet een ding baie mooi besef, dat daar is 'n stryd. Daar is 'n stryd. Hy sê dan hierso, wees nigter en waaksaam, want die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. So jy sal ook sien dat hy die duiwel wil ons probeer weghou van die kennis van God. Hy wil ons weghou om werklik waar te besef waaroor alles gaan. Nou een ding wat ek nou baie duidelik vir u nou sê is dat as jy die besluit gaan neem om werklik waar in jou binnekamer geestelike oorlogvoering toe te pas, moet jy gereed wees dat jy gaan aangeval word deur die Satan. Jy gaan aangeval word deur die duiwel, want jy is nou besig om werklik waar hom heeltemal om te krap. Sodra 'n kind van die Here werklik waar begin opstaan en kom beklei vir dit wat aan hom behoort, en begin beklei vir die siele in sy huis, begin beklei vir die siele in sy familie, dan maak jy Satan ongemaklik en kwaad. En glo my, hy gaan jou aanval. Ek het dit ervaar dat werklik waar sodra jy op sy tone begin trap, gaan daar 'n reaksie wees van sy kant. So wees altyd nigter en waaksaam en besef dit, dat as jy gaan begin grondgebied terugneem met die hulp van die Heilige Gees en met die krag van Jesus Christus deur sy sterkte, dan sal jy sien dat die aanvalle op jou meer gaan word. Een ding wat ons moet besef as kinders van die Here, daar is 'n hele klomp stryd. En ek gaan 'n paar net noem vir julle, en dit gaan jy deur die hele woord van God sien. Jy het God, jy het Satan en die bose. Jy het die waarheid, jy het die leuen. Jy het die gees, jy het die vlees. Jy het lig, jy het duisternis. Jy het hemelse, jy het wêreldse of aardse. Jy het lewe, jy het dood. Jy het goed, jy het kwaad. Jy het geregtigheid, jy het ongeregtigheid. Jy het die opregte of die regverdige teen die goddelose. En dan het ons die liefde teen die haat. En dis wat jy moet besef, is dat God het ons lief. En die Satan haat ons. Maar hy kom soos 'n engel van die lig en hy kom verbloem homself en hy kom lieg vir ons en hy kom wys vir ons al hierdie wêreldse dinge wat baie aantreklik lyk, maar dis 'n leuen. Dis 'n leuen. En ons as kinders van die Here moet dit besef dat ons is konstant in 'n stryd gewikkel. As jy net gaan lees in Romeine 8 ook, waar Paulus praat oor die vlees en dat dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek wil doen, nie wil doen nie, dit doen ek. En daar's werklik waar 'n stryd elke dag wat jy as kind van die Here moet voer teen die vlees, teen die duisternis. En ons moet dit besef. Daar is 'n geestelike riem wat ons nie kan sien nie, maar dit is daar. Ons moet dit besef en die woord van God wys ons daarop dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar
teen die owerhede, die magte, al die wêreldse goed wat in die wêreld is alles gemik om die kind van God te steel, om die mense wat God nog nie ken nie, om hulle siele te wen. Die oorlog is vir elke siel van elke mens op hierdie planeet. En dit gaan al vir honderde, duisende jare gaan dit al voort. Vandat God die mens gemaak het, kon ons sien in Genesis, het die slang gekom wat Satan is en hy kom lieg en bedrieg en kom steel en verwoes. En dit is wat ons moet besef. Ons is in 'n oorlog gewikkel vir elke siel in elke mens. So ons as kinders van die Here, ons as kinders van die Allerhoogste God, wat deur die versoening wat ons verkry het deur sy seun Jesus Christus se bloed, moet besef dat agter elke goddelose daad daar 'n geestelike entiteit is. Agter meeste siektes is daar ook 'n geestelike entiteit. Ons kan so mooi sien dat in die verhaal van Job, as jy Job gaan lees, is waar die duiwel die aanklaer, want die Satan is die aanklaer van al die kinders van die Here, dat hy het Job kom aankla by God, en dat hoe hy Job toe teruggegaan het met die toestemming van die Here, het hy Job begin aanval en hy het vir hom eers weggevat van hom af en later het hy hom fisies aangeval. So ons moet besef dat, soos wat ek gesê het, agter meeste siektes is daar 'n geestelike entiteit wat ons nie altyd raak sien nie. As jy net gaan lees in Lukas 13 vers 11, wat sê, en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Nee, Matteus 18 vers 18, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En dan net 'n stukkie terug, Matteus 16 vers 19, wat ook vir ons sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Dis Jesus wat dit sê. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daar kan ons duidelik sien. En as jy ook die evangelies gaan lees uit Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan gaan jy so sien waar die Here het hoeveel keer het siek mense nie na hom gekom nie, en hy het die gees gebind en dan het die persoon gesond geword. Ek sê nie nou, 'n mens moet nou baie mooi verstaan. Ek sê nie dat jy moet nou 'n 'n gees agter elke siekte gaan soek nie. Daar is nie so iets nie. En jy sal sien, soos wat ons met die reeks al aangaan, gaan ek deur 'n klomp dingetjies kyk wat belangrik is vir jou as kind van die Here om te onthou. As jy geestelike oorlogvoering doen, wat om te hou. Daar gaan goeters wees soos dat jou hart moet rein wees, jy die Heilige Gees se leiding nodig het, jy moet in die wil van God wees, jy moet weet dat dit God se stryd is, jy moet weet dat jy ander gelowiges moet kry om vir jou te kan bid en saam met jou te bid oor sekere sake. Daar's 'n klomp faktore wat 'n mens na moet kyk en moet besef as jy begin geestelike oorlogvoering, en dit is goed wat 'n mens net sal moet besef en na moet kyk. Wat baie belangrik is vir enige kind van God, as jy gaan geestelike oorlogvoering doen,
is Jakobus 4 vers 7, wat vir jou sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ons sal moet leer om die duiwel te weerstaan. En goeders, ons sal moet besef daar's 'n stryd, dat die vlees gekruisig moet word en dat ons werklik waar moet beklei. En dit is so jammer, daar is soveel kinders van die Here daar buite wat grondgebied verloor het deur die gebrek aan kennis. Die woord sê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. God wil hê ons moet die kennis het. En wie sy woord, ek sal dit aan mekaar sê, sy woord is so kosbaar dat al jou antwoorde is in die woord van God. Jy moet dit net ontdek en jy moet net dit begin toepas in jou lewe. Dit help ook nie ons lees die woord van God en ons pas dit nie toe in ons lewe nie. As hy vir jou sê weerstaan die duiwel, dan weerstaan die duiwel. En dan moet jy besef, hoe val die duiwel 'n mens aan? Wat is sy taktieke? En dit gaan ons alles in die volgende paar weke, gaan ons die volgende paar video's, gaan ons 'n klomp, daar's omtrent seker 26 punte, wat ons gaan aanraak, wat jou as kind van God gaan help om te besef wat is belangrik vir jou om geestelike oorlogvoering toe te pas. En dan wil ek afsluit met Hebreërs 12 vers 4. En dis die vraag wat elke kind van die Here vir homself moet vra. En Hebreërs 12 vers 4 sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En die sonde, weet ons hoe dit ontstaan, jy kan dit gaan lees, en hoe jy moet deur jou begeerlikhede, volgens Jakobus, hoe jy deur jou begeerlikhede weggesleep word, en dan baar dit sonde. So, 'n mens moet net die woord van God begin bestudeer en lees en besef, dat ons het soveel gekry by Jesus Christus. Hy het eerstens vir ons gaan sterf op die kruis, sodat daar vergifnis vir ons is. Hy het vir ons erfgename gemaak van die koninkryk van God. Hy het vir ons 'n uitverkore volk gemaak. Hy het ons 'n heilige volk gemaak. Hy het ons 'n uitverkore geslag. Ons is koninklike priesterdom. Volgens 1 Petrus 2 vers 9. Mense, daar is soveel wat ons by die Here ontvang het, en ons moet dit net begin toepas. Daar is soveel krag en mag wat aan ons gegee is. Ons het die Heilige Gees wat ons kan lei en ons kan leer. Weet jy, daar is soveel goed wat mense kan sê. En soos ek die vorige reeks gesê het, dat ons het die lig van Jesus ontvang toe ons harte vir die Here gegee het. En ons het olie nodig, en die Heilige Gees is daardie olie wat daardie lig kan laat brand. Weet jy dat as ons lig laat skyn, moet die duisternis vlug. Die duisternis moet vlug. So as jy in jou huis 'n probleem het, en soos in my geval, ek het kinders wat nog nie gelowig is nie. Kom aan mense, ons moet hulle gedagtes begin gevange neem. Ons moet die planne verbreek wat die Satan het teen ons geliefdes. Ons moet die vestings wat opgewerp is deur die Satan, moet ons neerwerp in die naam van Jesus. Ons moet dit alles besef. Maar ons gaan in die volgende paar video's, gaan ons deur al hierdie punte werk, en net besef, wat is belangrik? En daar is sekere punte wat 'n mens nie net moet aanneem, want dit is net so nie. Kom ons neem die grondgebied terug, wat die vyand by ons kom steel het, deur vir ons te lieg en te bedrieg. Baie dankie mense, ek sien so uit na hierdie reeks, dat ons net weer as kinders van die Here net meer kragtig kan word
in Jesus Christus en dat ons die grondgebied gaan terugvat. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons U kan loof en dat ons U kan prys. Ons sê so dankie vir U woord, Here, dat U woord lewend is, dat U woord kragtig is, Here, dat dit sal deurdring deur murg en been, Here. Soos wat U woord vir ons leer in Hebreërs 4 vers 12, Here. Here, mag ons net besef dat die stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, Here. Dat ons sal besef dat ons is in 'n stryd gewikkel elke dag van ons lewe, dat ons die stryd sal opvat, Here. Dat ons saam met U sal beklei teen die bose, Here. Dat ons net sal besef dat U het al reeds die oorwinning vir ons bereik en dat U dit bewerkstellig het die dag toe U gesterf het op die kruis en toe U opgestaan het uit die dode, het U die vyand ontklee. Dankie Here dat ons net nie meer dat ons nou nugter en waaksaam sal wees vir die planne van die duiwel en dat ons werklik waar net sal leer om ons grondgebied terug te neem wat hy by ons kom steel het. Ek wil U loof en ek wil U prys, Here, en mag U Heilige Gees die naprediker wees van hierdie woord, Here, en mag U woord altyd seëvier. Ek loof U en ek prys U tot in alle ewigheid. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons koning en ons Heer tot in alle ewigheid. Ek loof U en ek prys U. Amen. Baie dankie mense, ek hoop julle het 'n fantastiese week en ek wil julle regtig aanmoedig om hierdie reeks te volg. Daar is sekere punte wat vir my ook iets nuuts was wat ek moes ontdek het en wat ek geleer het en wat 'n mens nie altyd aan dink nie. En weet jy, dit is net so wonderlik om die woord van God te kan hê, om dit te kan bestudeer en te kan volg. En ek hoop om julle volgende week te sien. En die wat nog nie aangesluit het by my kanaal nie, subscribe, stuur vir my 'n comment, stuur 'n like, net soos wat u wil en laat ons werklik waar as kinders van die Here net tot die kennis kan kom van die woord, sodat die woord die waarheid is. Ek loof U en ek prys die Here elke dag. Mag U 'n fantastiese geseënde week hê. Baie dankie.